Goeiedag almal, ek hoop julle het 'n geseënde week sover. Voor ons begin, kom ons bid saam. Ons diepe hemelse Vader, ons sê baie dankie waar ons nou stil kan raak in die middel van die week. En ons vra dat U saam met ons sal wees waar ons nou die boodskap kan luister. Ons vra dat U saam met ons elkeen wees. My gebed in Jesus naam. Amen. En my tema is die kruis en die wysheid van God. Terwyl ons in laas keer se boodskap se oordenker bestudeer het, toe Lucifer toegelaat het dat die trots en selfsugtige ambisie sy hart gevul, het hy 'n planne begin maak om soos die Allerhoogste te wees. Jesaja 14:14. Dit het gelei tot die groot konflik in die hemel wat daartoe gelei het dat hy uit die hemel en na hierdie aarde verwerp is. Sien Openbaring 12:7-9. Hy wat egter so bedrieglik in sy poging om God so omver te werk, dat 1/3 van die engele gekies het om hom te volg. Sien vers 4. God kon Satan en sy menigte bose engel vernietig het. God het egter geweet dat vir die heelal om vir ewig veilig te wees, hy die Satan moet toelaat om voort te gaan om sy planne uit te voer, sodat almal kon sien dat Satan werklik boos en vernietiging is. Die hoë orde van die skapewese in die heelal is intelligent en hulle was in 'n versoeking om na Satan te aankla teen God te luister. Dit is belangrik dat alle vrae oor God se geregtigheid en regverdigheid en liefde duidelik beantwoord en self bewys word. Dit verklaar waarom God gekies het om toe te laat dat die konflik tussen homself en die Satan in hierdie wêreld plaasvind. Dit is wat Paulus in gedagte gehad het toe hy geskryf het dat die apostel want ons het die skouspel geword vir die wêreld, vir die engele sowel as vir die mense. 1 Korintiërs 4:9. En dit sê, ons kyk, sien van die probleem, ons het die skouspel, ons toeskouer. Die Griekse woord wat met skouspel vertaal word, beteken 'n theater waar drama opgevoer word en 'n plek waar mense bymekaar kom om debat te hoor. Die groot drama tussen God en Satan word hier op planeet aarde uitgespeel vir almal wat dit sien. Op die einde sal God bewys word, regverdig en geregtig en liefdevolle en in die naam van Jesus sal gebuig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat
onder die aarde is, en elke tong sal bely dat Jesus Christus die Here is, tot die heerlikheid van God die Vader. Filippense 2 vers 10 en 11. Sonde, Satan en sy booste leerskare sal tot die einde kom, en die sonde sal nooit weer opstaan nie, want almal sal weet dat God die liefdevolle Vader is. Sonder die kruis van Christus sou God nie geregverdig word nie, want dit is die kruis wat die grootste openbaring van God se liefde gemaak het, wat nog ooit gesien is. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sonde. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. 1 Johannes 4 vers 9 tot 10. God se plan om die mensdom van sonde te red, bereik twee baie belangrike doelwitte. Eerstens, word God geopenbaar en bevestig as 'n liefdevolle God. Tweedens, word verlossing voorsien vir hierdie mense wat Christus as hulle verlossing aangeneem. God se plan om die mensdom te red te word, die wysheid van God genoem. Die openbaarmaking van God se wysheid is deur Jesus Christus te bewerkstelling. Sy bedoeling wat dat nou deur die kerk die veelvuldige wysheid van God bekend gemaak moet word aan die heerste en die owerhede in die hemelse gebiede. Volgens sy ewige voorneming wat hy in Christus Jesus onze Here volbring het. Efesië 3 vers 10 en 11, Nuwe Afrikaanse vertaling. Dit is belangrik om daarop te let dat die volgens Paulus voor Jesus te terugkeer die wysheid van God bekend gemaak of 'n manifesteer moet word in sy kerk, sy mense. Hierdie wysheid van God is in Christus bewerkstelling en dit moet deur die kerk geopenbaar word, sodat die heerse en die owerhede in die hemelse ryk dit sal sien. Dit is die kerk se primêre doel om missie op aarde. Hierdie is die belangrike vraag. Wat is die wysheid van God wat in Christus bereik is? Paulus gee die antwoord in sy eerste brief aan die Korintiërs. Hy sê vir ons dat God werk deur die dwaase en die swakke en die arme, sodat niemand voor hom
kan roem nie. Dit is terwille van hom wat jy in Christus Jesus is, wat vir ons geword het by sy van God. Dit is ongeregtigheid, heiligheid, heiligmaking in hakie en verlossing. Daarom, soos geskrywe is, laat hy wat roem in die Here roem. 1 Korintiërs 1 vers 29 tot 31, Nuwe Afrikaanse vertaling. Jy sien die wysheid van God is die geregtigheid en die heiligmaking, heiligheid en die verlossing wat Christus vir sy mense voorsien het. Hierdie wysheid van God sal bekend maak word aan die heerse en die owerhede in die hemelse ryk, soos die kerk, ek en jy, ervaar om Christus in ons lewe in die volle mate te hê. Dit is sy geregverdige lewe, dood aan die kruis en die opstanding wat dit vir die mense moontlik gemaak het om regverdig te word deur Christus se geregtigheid, geheilig deur Christus wat sy geregtigheid in hierdie uitleef, in julle uitleef en verlof van die skuld en die straf van sonde om die ewige lewe te ontvang en sodoende waarlik die wysheid van God te openbaar. Dit is hoekom God jou geroep het om Christus as jou persoonlike verlossing aan te neem. Hy het jou geroep om geregverdig en geheilig en verlos te wees deur Jesus Christus, om die wysheid van God bekend te maak aan die heerse en die owerhede in die hemelse ryk. Mag ons lewe kan uitleef, mag dat wie jy en wat jy is. Jy kan die werk van God doen. Hy kan jou geregtigheid vind. Kom ons besang. Ons dierbare Hemelse Vader, ons sê baie dankie waar ons nou die woord gehoor het en mag ons sê ek gaan, want ek is bereid om u werk te kan doen. Mag dan hoe swak of hoe dom ons is nie. Net die wysheid behoort aan u en u gee vir ons die werk om die talent te kan doen. Here, ons wil ook spesiaal bid vir die mense wat siek is, die mense wat in die hospitaal is, en ons vra dat u saam met elkeen wees, en almal is hierdie winter, is nie lekker nie, want almal word siek, en ons vra dat u saam met elkeen sal wees, is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Geseënde week verder, en mag ons die Sabbat ontmoet, in Jesus naam. Amen.